So gefokus en gedryf deur gierigheid en passie was Judas, dat hy al sy foute, alle tekens en waarhede oor hom misgekyk het. En dit het sy hart onveranderbaar gemaak. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou op hierdie woensdagmôre, dis alweer die middel van die week, die tyd stap aan. Ek gesels met jou vanmôre oor wat keer verandering, en spesifiek rondom Judas se lewe. Matteus 27 vers 1, ek lees gou vir jou, vir soos 'n hele paar verse wat ek gaan lees. Wees geduldig, laat ons die woord van die Here kan hoor. En toe dit dag geword het, het al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus om hom dood te maak. En hulle het hom geboei en weggelei en hom oorgelewer aan Pontius Pilatus die goewerneur. Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en het vir hulle gesê: Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai, maar hulle sê: Wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggehardloop en homself gaan ophang. En die owerpriesters het die silwerstukke geneem en gesê: Dit is nie geoorloof om dit in die skatkis te stort nie, omdat dit bloedgeld is. En nadat hulle saam raad gehou het, het hulle die stuk grond van die pottebakker daarmee gekoop, as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daarom is die stuk grond genoem bloedgrond tot vandag toe. Toe is vervul wat gespreek is deur Jeremia die profeet, toe hy gesê het: En hulle het die 30 silwerstukke geneem, die prys van die gewaardeerde, wat hulle gewaardeer het vanweë die kinders van Israel, en hulle het dit gegee vir die grond van die pottebakker, soos die Here my beveel het. Maandag net, toe sien ons hoe 'n mens kan verander, die inslag van Heilige Gees in ons lewens, en hierdie verontagsaming van Heilige Gees, 'n drywing van gierigheid en 'n passievolle agternadraf tot sonde, is een groot rede wat keer dat ons verander. En ek delf gou 'n bietjie vanoggend in die tyd wat ek het, in die lewe van een van Jesus se apostels, Judas. Ons het hierso met 'n man te doen wat, as jy mooi gaan kyk, en as sy hele lewensverhaal, dit nou natuurlik wat ons van weet nie, en wat opgeskryf staan, dan sien ons 'n mens wat een van die 12 handuitgesoekte manne gewees het om skouer aan skouer met Jesus te wandel. En wat 'n voorreg, nee, wat 'n roeping. Maar een ding het ek in sy hart gesien, en dit is wat in sy hart geskuil het, en wat gekeer het, dat sy hart kon verander. Dit was 'n ongesonde passie en 'n drywing na selfvervulling toe. En so vasgevang was hy hierin, dat hy elke waarskuwingsteken van sy verdwaaldheid misgekyk het. En dat hy elke skrif uit die profete misgekyk het, en in die verdwaaldheid van sy gemoed, het hy Jesus verraai. So selfgesentreerd was hy, dat toe 'n vrou aan Jesus se voete kniel met kosbare olie om Jesus, haar verlosser, mee te salf en te eer, en toe die lieflike reuk van aanbidding deur die hele huis trek, toe verag hy 'n goddelike oomblik deur te sê in gierigheid: Jy mors kosbare geld op Jesus. Sy drywing tot selfvervulling het hom harteloos gedreig om Jesus met 'n soen te verdraai. En hoe vol van jouself kan een mens wees? Judas het wel eendag tot besinning gekom, nee? Maar dit was te laat. Maar hy het tot oortuiging van sy verdwaasdheid gekom. En toe eers besef hy die profete woorde en die profete gesigte. Maar dit was te laat. Hy stap van die tempel af weg met 'n tou in die hand, op pad om aan 'n boom 'n einde aan sy lewe te maak, om die adres van die pottebakkersgrond te verander na bloedgrond toe, wat spreek van hierdie kondisie, 'n ongesonde passie en drywing na selfvervulling, wat gekeer het
dat sy hart sou verander. En ek wil hê jy moet 'n paar dinge gou 'n bietjie vanoggend saam met my insien. Nommer 1, Jesus het nie Judas in sy amp gestuit nie. Jesus laat toe dat die sonde homself in Judas uitwoed en Jesus laat toe dat Heilige Gees sy stadige en kragtige fluisterwerk doen op sy tyd. En toe die dag aanbreek, toe bring Heilige Gees oortuiging, maar die skade was reeds gedoen. Nommer 2, jy dink dalk wat jy doen, al is dit verkeerd, keer God goed, want God stuit jou nie in jou waansin van verkeerd en sonde nie. Jy beleef steeds die sogenaamde seën van die Here, nê? Jy behou jou amp en jou pos en jou salaris soos Judas sy apostelskap behou het. So asof jy dink, soos wat Judas gedink het, ek is reg. Jesus het nie Judas sy amp laat behou omdat hy reg was nie, maar omdat Jesus, Heilige Gees en God se plan tot sy verlossing en God se wraak op sonde geken het. Nommer 3, jy sien Heilige Gees het Judas oortuig van sy sonde, maar weet jy wat? Judas het die lyn so ver oorgesteek, so lank het hy die sonde gekoester, soveel skade het hy aangerig deur sy weiering om te verander, dat die wurm van verwyte en skaamte teenoor die prins van vrede, Jesus, sy mede-apostels en sy mense, sy lewensdraad afgebyt het. Hierdie las van verwyte en skaamte is werklik soos wat Paulus daar so in Galasiërs 6 vers 5 sê. Hy sê elke man sal sy eie pak dra. Hierdie pak van sonde was so swaar dat hy daaronder geknak het. Iewers, my maat, moet jy tot besinning kom en iewers moet jy halt roep voordat dit te laat is, voordat God se werk, voordat jou huwelik, voordat jou gesin en voordat jou eie siel uitmekaar gaan bars, soos Judas se binnegoed. Ek wil vir jou sê, nommer 4, jou ongesonde drywing na jou passies gaan die oorsaak van jou grootste teleurstelling in jou lewe wees. Die uiteinde van sy ongewilligheid om te verander was te bespeer aan sy ingewande wat die vlak vol gelê het op bloedgrond. Dit klink nou baie ongevoelig as ek dit sê. En ek wil vir jou sê, elke man en vrou en elke seun en dogter wat bloedgrond vandag nog kan verbystap, word herinner aan die man wat blindelings en passievol hom laat dryf het in sonde en nie bereid was om te verander nie. Op sy grafsteen in die Gees staan geskrywe, hier lê die man wat Jesus verraai het deur 'n ongesonde drywing na selfvervulling. Hy wou nie verander nie. Wat gaan op jou grafsteen staan? Ek wil vir jou sê, bloedgrond roep ook maar na elkene. Hy roep na elkene om te waak teen 'n gefokusde passie en drywing na selfvervulling, en bloedgrond skree uit, verander, sodat dieselfde lot jou nie ook tref nie, verander. Punt 5, Paulus sê in Galasiërs 6 vers 1, broeders en susters, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. En in die gees van sagmoedigheid maan ek jou ook vandag. Nie dat ek nie sonde het nie, maar omdat ek vir jou omgee, en in die gees van sagmoedigheid vra ek vir jou, verander. Spreek daar die gees van selfvervulling aan en word diensbaar. Die Satan, wil ek vir jou sê, is 'n slawemeester, en hy gaan jou dryf totdat jy Jesus verraai het, totdat jy skaam en vol verwyte sit, totdat jy dood neerval. Lewe jy ook net vir jouself, is die vraag, nie? En ek wil vanmôre vir jou sê, lê jou lewe af voor Jesus, man. Dis die moeite werd. Dien hom en eer hom in jou hele lewe. So verander 'n mens werklik. Blessings, mag die Here jou seën, en mag die Here ons spaar dat ons Vrydag weer rondom God se woord kan gesels. Seëninge.